Ek wil vanmôre met ons iets bespreek wat nie vir julle onbekend is nie, vir die gemeente onbekend is nie. Maar ek wil eintlik in die lig van die wêreld daar buite wil ek hieroor praat. En dis nogal iets baie ernstig. En party mense gaan ook luister en sê, ag nee man, vir my is dit darem nie so 'n big deal nie, maar dis iets wat baie vinnig besig is om te eskaleer. En as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit noem, wat het gebeur met die belofte van sy koms? Wat het gebeur met die belofte van sy koms? En ons gaan saam lees daarso 2 Petrus hoofstuk 3, ons gaan na hele gedeelte lees, tot en met vers 18. Maar ek wil nou pertinent oplet wat Petrus hierso skryf. En hy skryf iets wat 'n waarskuwing is aan die eindtyd kerk. Luister baie mooi. 2 Petrus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. Nou, ek wil vir julle sê, as hy klem lê op wat hy gaan sê in die brief, en hy noem dit is al reeds die tweede brief wat ek vir julle skryf, dan is dit nogal baie ernstig, wat hy in hierdie brief met hulle wil bespreek. Hy sê, en albei wil ek deur herinnering julle suiwer gesindheid opwek. Nou, ons as kinders van die Here, ons ken baie dinge, en ons leer baie dinge, en ons weet van baie dinge in die woord, en veral rondom die koms van Jesus, ons is nie onbekend daarmee nie. Maar Petrus sê hierso, ek wil deur herinnering julle suiwer gesindheid opwek. Weet jy wat is goed om herinner te word aan dinge? Want as ons kyk na die alledaagse lewe vandag, kan ons sekere goed maklik vergeet. As ek dit sê vergeet, wil ek dit sê minag, of nie agslaan daarop nie. En hy kom dit en hy sê, ek wil julle net bietjie herinner aan hierdie ding. En ek wil net deur julle te herinner, julle suiwer gesindheid opwek, om vir julle te sê, dink logies, wees suiwer in jou gesindheid, en stap die pad. Hy sê, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, die apostels van die Here en Verlosser. So, hy sê, ek gaan met julle praat oor iets, wat die profete van gepraat het, en van getuig het, en geprofeteer het, en ons as apostels geglo het, geteach het, en nog steeds glo. Ok. Nou kom in vers 3, en hierso moet julle nou baie mooi oplet. Hy sê, dit moet julle veral weet. Nou as hy sê veral weet, dit moet julle veral weet. So, hierdie ding gaan uitstaan. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag, wanneer is die einde van die dag? Die tyd waarin ons leef. Weet jy wat vandat Jesus opgevaar het hemel toe, tot vandag toe wag ons nog, Jesus opgevaar het hemel toe, die eindtyd amptelik begin. En ons wag vir sy terugkoms. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die Vader ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê, en word vir die vuur bewaar, teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag,
waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan, die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur die vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid. Soos ons geliefde Paulus ook met die wyse wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Die sleutelvers waaroor ek vanmôre wil praat, ons gaan oor 'n hele gedeelte praat, maar ek wil praat oor vers 4. Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. So hy sê daar gaan spotters kom, vervolgens hulle eie begeerlikhede wandel. Waar is die belofte van sy wederkoms? En dit is, en as ons eintlik daai versie gaan lees in die Grieks, die terminologie, hoe hy dit bedoel. Die vertaling wat dit vir my mooi uitdruk, is byvoorbeeld die ISV, die International Standard Version. Hy het vir my uitgedruk soos wat hy gesê word in die Grieks basies. En hy vra die vraag, ek gaan dit vir julle lees in Engels, hy sê, what happened to his promise to return? Wat het gebeur met sy belofte dat hy gaan terugkom? Ever since our ancestors died, everything continues as it is from the beginning of creation. So what happened to his promise to return? En as ons kyk na die bedoeling van daai vers, wat gebeur met die belofte van sy wederkoms? Vra hulle eintlik die vraag, gaan Jesus nog ooit terugkom? En hoekom verwag baie mense hom nie meer nie? En as hy praat van die belofte van die wederkoms, spreek dit nie net van die spesifieke gebeurtenis van die wederkoms nie. As jy weer eens die terminologie gaan mooi uiteensit wat hy vra, sinspel hy eintlik op die eindtyd gebeure, wat alles gepaard gaan met Jesus se wederkoms. Dit sluit in, basies, vandat Jesus opgevaar het hemel toe, die tyd waarin ons nou leef wat wag voor sy koms, die wegraping, die groot verdrukking, en dan natuurlik die wederkoms. Ek wil eintlik sê die wederkoms is ek weet nie wat sy in Afrikaans, die culmination, die finale ding van die wederkoms effek, daarna is die 1000 jaar vrederyk ensovoorts. Maar as hy praat, waar is die belofte van sy wederkoms? Praat hy nie net van die een gebeurtenis wat hy kom, of hy bedoel nie net die een gebeurtenis dat Jesus nie gaan terugkom. Hy praat van waar is die belofte van sy wederkoms? Wat gaan gepaard met die eindtyd gebeure? Waar is die belofte? Wat gebeur met sy belofte dat hy gaan terugkom en in hierdie tydperk? En dit sluit eintlik in die wederkoms, as hy praat van die wederkoms, wat ek gesê het, sluit eintlik die hele, in hierdie konteks van hierdie gedeelte, die hele eindtyd gebeure in. Die hele samevatting daarvan, wat handel oor sy wederkoms. Want dit is tog wat op die einde van die dag waarvoor ons almal wag, dat Jesus op die aarde gaan terugkom. So, as ons gaan kyk na die laaste dae, en ek sê in die laaste tyd, die laaste dae, wanneer het dit begin?
Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het die laaste dae, kan ek maar sê, sy stopwatch begin hardloop. Want dit is waaroor die laaste dae gaan, die wederkoms. Dat Jesus weer gaan terugkom. So hy het gegaan, en van daar af hardloop die horlosie, en dit is nou al 2000 jaar. En dit skrikwekkend eintlik, as ons kyk na vandag se tyd, hoeveel kinders van die Here, hoeveel Christene, nie eintlik meer glo in die eindtyd gebeure wat gaan gebeur, of soos die woord dit beskryf nie. En dit is nogal vir my interessant, wat Petrus hierso skryf. Want hy noem 'n klomp goed, hy sê, die profete het daarvan gespreek, ons apostels het dit geglo en gepreek, maar mense in die laaste tyd, in die eindtyd, hulle gaan dit nie meer wil glo nie. Hulle gaan nie meer die gebeure wil glo waarvan ons gepraat het nie, want dit klink vir hulle te moeilik om te verstaan. En hy noem dit ook in 'n gedeelte wat hy sê, waarom Paulus byvoorbeeld aan julle geskryf het, en hy sê, waarvan sommige van hierdie goed maar dalk moeilik is om te verstaan en begryp, maar dis die waarheid. Die feit van die saak bly staan, ons het geglo en geleef, die eerste kerk in daai tyd het dit geglo en geleef, die profete het dit geglo en geleef, dis 'n werklikheid. En weet julle, wat is my nogal een van die grootste aanslae van die laaste tyd, in hierdie boodskap, wat ek nou vanmôre op wil fokus, is die aanslag wat gebring word teen die wegraping. Weet jy, dit is skrikwekkend om te sien hoeveel mense nie meer glo in die wegraping nie. Of hoeveel mense glad nie glo in die wegraping nie, of dit stry, of hoeveel mense nie eens weet daarvan nie. En hoeveel mense wat het op 'n tyd geglo het, nou die vandag nie meer glo daaraan nie. Dit is net skrikwekkend. En weet jy, daar gaan letterlik nie 'n week verby in my lewe, en hulle kan daarvan getuig, ons gemeenteraad, Karlien kan daarvan getuig, Eileen kan daarvan getuig, daar gaan letterlik nie 'n week verby in my lewe, waar iemand nie met my 'n debat opsit hieroor, of wil stry hieroor, of wil redeneer hieroor, of. Letterlik nie. Dit is 'n konstante ding vir my. En is nogal vir my eintlik so skrikwekkend. Weet jy, daar was 'n tyd gewees, ek het nie groot geword in 'n kerk wat die wegraping gepreek het nie. Ek het in 'n tradisionele kerk groot geword, ek het nie eens geweet wat dit is nie. Maar weet jy, tog, as jy net die Bybel lees, is dit so duidelik soos daglig. En die Bybel het nie verander nie. Ja, mense het die Bybel verander, maar ek praat van vertalings en goed, maar, want jy gaan byvoorbeeld die wegraping nie meer vertaling Bybel skry nie, maar die beginsel is net, God se woord het nog nooit verander nie. Wat die profete gespreek het, wat die apostels gespreek het, dis nog steeds so, dit gaan nog steeds gebeur. En weet jy, hoe nader ons aan die koms van die Here beweeg, hoe meer intens raak hierdie aanslag. Weet jy, dit is vir my nogal baie interessant. Na die dag toe hoor ek 'n persoon redeneer of sê die volgende, en ek wil dit eintlik so 'n bietjie intrek op hierdie gedagte. Die persoon sê, het julle al agtergekom, kyk 'n bietjie hoeveel gode is daar wat aanbid word in die wêreld. Boeddha, Krishna, ek weet die boeddhiste het soos 3 miljoen gode, Allah, you name it, né? Hoeveel keer hoor julle dat hulle daai gode se name laster? Jy hoor net dat hulle Jesus of God se naam laster. Die God van die Bybel en Jesus. Hoekom? Want dit sê mos nogal vir jou iets. 'n Mens kan nie iets belaster wat nie bestaan nie. En dit is presies dieselfde met die wegraping. 'n Mens kan nie, hoe kan ek vir jou sê, jy hoor nie dat die ander goed so verdedig word, snaaks dat die wegraping so aangeval word.
Hoekom? Hoekom veral in die eindtyd? Dit sê vir jou tog iets. En hier kom Petrus en hy sê vir ons 'n soortgelyke ding. Hy gee vir ons die waarskuwing, hy sê in die laaste tyd gaan dit so wees, daar gaan spotters kom. Hulle gaan dit wil verdraai. Weet julle wat is my interessant? Hulle almal gaan sê, ja, die wegraping is uitgedink in die 1800s. Ag nee man, waar val jy nou uit? Paulus het daarvan gepraat. Jesus self het dit gesê. Jesus sy eie woorde. Dis 'n beginsel wat die vroeë kerk geglo het, wat hulle beoefen het tot vandag toe. Maar weet jy, hulle het 'n verwagting gehad. Die vroeë kerk en die Christene het 'n verwagting gehad van Jesus wat sou terugkom om hulle uit hierdie wêreld uit weg te neem. Dis net interessant. En Jesus self deel met ons daai gedagte. Hy sê Johannes 14. Daar so vanaf vers 1 tot en met vers 4. Ek gaan sommer vir julle lees. Julle almal ken hierdie gedeeltes. Dis nie iets onbekend nie. Hy sê laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit so was, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan het en ek het vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, in die weg ken julle. Nou, baie mense gaan die argument gebruik. Ek gaan nie vandag praat oor die argument teen die wegraping. Ek wil eintlik oor iets heeltemal, dit sal hoor, want waar praat ek vanmôre, maar dan sal hulle sê byvoorbeeld, hulle glo nie die wegraping, die woordjie wegraping staan nie in die Bybel nie. Wel, eerstens, as jy daai afleiding maak, lieg jy dan jy nooit die Bybel gelees het, want die woordjie wegraping staan in die Bybel, dit staan in Sefanja 1, maar nie in die konteks van die wegrapings wat ons nou van praat nie, maar die woordjie staan in die Bybel. Maar die beginsel van die wegraping kry ons vanuit die Grieks. En as hy hierso van praat van ek sal julle na my toe neem, ek sal julle, is die Griekse woord paralambano. Ek sal julle na my toe wegruk, neem, skielik wegvat. En as jy gaan kyk in 1 Tessalonisense 4, is dit, wat Paulus dit verduidelik het vir hulle, daar in vers 16 wat hy sê, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, hoor nou hier, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig en soos ons altyd by die Here is. Die woordjie weggevoer in die Grieks, harpazo. Wegruk, wegvat, wegskraap, wegraap. Dis waar die woord wegraping afgelei word van, is van die woord harpazo. So, maar Paulus self daar verduidelik het. Jesus het dit geteach, Paulus het dit gesê. Hy gee om sy saak te stel en net weer te bevestig in 1 Korintiërs 15 aan vers 51, gaan sê daar, kyk, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflikheid moet met onsterflikheid bekleed word. So, hy gee daai verduideliking. En wat het gebeur het met die laaste bassein? Nou kyk, jy kan duidelik in die Bybel sien, daar is 'n verskil tussen die wegraping en die wederkoms. Want een gebeurtenis waarvan hy hier praat, hoor jy 'n bassein. Jy sien, die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die bassein van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggeruk word, weggevoer word, geharpazo word. En ons sal die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. En dan stem 1 Korintiërs 15 daarmee in. Ons gaan wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Hy praat van dieselfde gebeurtenis, want die dode sal onverganklik opgewek word. Dis die dieselfde gebeurtenis. So as jy glo die opwekking van die gelowiges en jy glo nie in die wegraping, het jy 'n probleem, want die opwekking van die gelowiges en die wegraping is dieselfde gebeurtenis. So jy kan nie vir my sê jy glo die opwekking van die gelowiges nie en jy verwerp die wegraping nie. Maar okay. Dit daar gelaat. Ek gaan nie vandag op daai argumente ingaan nie. Maar hier kry ons daai nou kyk 'n bietjie, dis die een gebeurtenis.
Maar nou kyk ons na die wederkoms, in Openbaring 19 vanaf vers 11. En kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat op die wit perd sit daar gewoon, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed in rein en blink fyn linne. Dis twee verskillende gebeurtenisse. Die een gaan ons en die einde kom ons terug. What's so difficult to understand? Okay, ek gaan nie daarop gaan. Maar daar is soveel bewyse vir die wegraping. Kyk net na kulturele bewyse. Die kulturele gebruike en gelowe van die Jode. Byvoorbeeld, een van die mees obvious goed, dit gaan jy nou nie noodwendig in die Bybel kry. Die naaste wat jy dit in die Bybel gaan kry, is Matteus 25, waar Jesus die gelykenis gee van die maagde. Verduidelik hy, en kyk, Jesus was 'n Galileër. En hy beskryf 'n Galileese bruilof. 'n antieke bruilofseremonie van die Galileërs. So, gaan Google bietjie, as jy net vir interessantheid. Ek het 'n reeks preke ook van dit gedoen op YouTube, is op YouTube van wegraping. Maar gaan Google bietjie byvoorbeeld, net na, jy kan dit is op die internet. The antique, kan ek sê, ancient Galilean wedding ceremony. Gaan Google dit. Dan kyk jy wat gaan gepaard daarmee en hoe is dit presies wat Jesus sy koms verduidelik het. Daar's selfs die kulturele, selfs in hulle eie verstaan van dit, het hulle verstaan. Weet jy wat is die probleem met ons vandag? Die Bybel, en nou gaan ek jou skok. Kan ek jou skok gee? Die Bybel was nooit geskryf vir my en vir jou nie. Hy was actually geskryf vir die Jode. Eers toe Paulus op die toneel gekom het en hy het briewe begin skryf, het hy dit begin skryf van die heidene. Maar Jesus, toe hy gepraat het, hy het nie met die heidene gepraat nie. Hy het met die Jode gepraat. Toe hulle geskryf het hulle geskryf aan die Jode perspektief. Lukas, hy was die enigste apostel wat nie saam met Jesus geloop het nie, wat die boek Lukas geskryf het. Hy was 'n mediese dokter, hy was 'n proseliet, hy was 'n heiden basically. En hy het weer die perspektief geskryf aan die heidene, die evangelie. Maar is net vir interessantheid, dat as jy dit wil verstaan wat Jesus bedoel het, met sekere goed, of wat hulle iets gesê het, moet jy dit sien vanuit hulle perspektief. Jy kan nie, as ek vir jou byvoorbeeld argument wil gee, gaan verduidelik jy vir 'n Jood, ons tradisie van biltong en beskuit en droëwors. Hulle verstaan nie, hulle dink jy eet vrot vleis. Hulle verstaan dit nie. Maar ek en jy verstaan dit. Gaan verduidelik, as ek vir jou vra, sê gou vir my, hoe werk 'n boeretroue? Ek soek bewys, hoe werk 'n boeretroue? Wat gaan jy vir my sê? Dis my kultuur. Hoe kan ek dit nou vir jou, dis wat ons doen, dis hoe ons dit doen, dis maar net hoe ons dit doen. Nou, as ek nou vir jou moet beskryf hoe lyk 'n antieke, ek het al in die verlede daar gepraat, maar ek vra nie voorbeeld. As ek nou vir jou net uit die blou tyd moet vra, vir 'n Afrikaner moet vra, verduidelik vir my, wat is die simboliek en die alles van 'n antieke Galileese bruilof? Wat gaan jy vir my sê? Nee, ek het nie 'n klou nie. Hoekom? Want jy's nie 'n Galileër nie. Jy's 'n boer. So, ons moet ophou om die Bybel te wil interpreteer vanuit ons perspektief. Want dan mis ons die konteks totaal en al. En dis eintlik wat Petrus eintlik in hierdie gedeelte skryf. Hy sê die profete het daarvan gepraat, ons het daarvan gepraat. Maar wat gaan gebeur in die eindtyd en laaste dae? Mense gaan dit stry. Want hulle is slimmer vir hulle self. En weet jy, eintlik is die bewyse vir die wegraping eintlik so oorweldigend. I just touched the tip of the iceberg hierso. Ek gaan nie vandag uit op die wegraping te bewys nie. Ek wil praat oor wat het gebeur met die belofte van sy koms. Maar ek wil eintlik vir jou sê, elke keer wanneer iemand met jou oor die wegraping stry, bevestig dit eintlik God se woord. Dink gou so daaraan, want dit is presies wat Petrus gesê het. Weet jy wat eintlik, wil ek vir jou sê, wanneer hulle met jou stry, moet dit eintlik by die waarheid van God se woord eintlik vir jou so uitstaan, dat dit jou eintlik dryf om nog meer te glo. Jy hoef nie eintlik eers meer te glo, jy kan dit sommer weet.
Want, weer eens, die Bybel sê, daar gaan spotters kom. Hulle gaan dit verwerp. Hulle gaan dit nie wil glo nie. En wat interessant is die Heilige Gees bevestig dat hulle die waarheid gepraat het, want is die Heilige Gees wat hulle geïnspireer het om dit te skryf. So deur die wegraping te ontken, noem jy die Heilige Gees 'n leienaar. Punt nommer 1. Jy verdraai God se woord. Punt nommer 2. En ek wil vir jou sê, jy kan met groter sekerheid weet, die wegraping is 'n realiteit. Want glo vir my, dis as veral wat 'n spotter doen, hy sal nie iets bespot wat nie werklik is nie. Eintlik wat hierdie mense doen, hulle vervul die profesie. Hulle vervul die profesie. En weet jy, die duiwelse taktiek het nog nooit verander nie. Van Adam en Eva se tyd af, wat is die eerste ding wat hy vir hulle gesê het? Hy het laat twyfel in God se woord, het God gesê. Waar is die belofte van sy wederkoms? En daar's 'n paar foute wat die spotters maak. Nou dis eintlik waar ek vanmôre eintlik met ons wil praat. So nou begin die preek eintlik. Ek wil eintlik 'n bietjie met ons gaan praat oor wat het gebeur met die belofte van sy wederkoms, want daar gaan ons nou spotters wees dat sê, waar is dit? Alles is nog steeds dieselfde en die mentaliteit, wat hy ook daarbey bedoel is, as jy ook bietjie meer gaan dieper na die gesinskonstruksie gaan kyk, gaan hulle sê, byvoorbeeld soos die mense wat die wegraping stry, wat sal glo ons moet deur die groot verdrukking gaan. Nee, alles gaan dieselfde bly, jy weet, God gaan nie iets anders of iets niets doen nie, dit gaan net, ons gaan daar deur moet gaan, jy weet, en maar daar's 'n paar foutjies wat hulle maak. En Petrus noem die foute wat hulle gaan maak. Dis nogal eintlik cool van die Bybel. Hy noem selfs die foute wat hulle gaan maak. En hy sê vir ons onder andere daar in vers 3, sê hy, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Hulle wandel volgens hulle eie begeerlikhede. So wat beteken dit? Hulle eie oortuigings, dit wat hulle wil glo. Jy sien, spotters en mense wat die wegraping wil stry, het nie net 'n intellektuele probleem met God en die woord nie, maar ook hulle het ook eintlik 'n morele probleem. Want deur Jesus se eie woorde te wil betwyfel, wat doen jy eintlik? Jy ontken hom eintlik as God van jou lewe. Want jy ag jou woord, jou opinie hoor as sy woord. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. As jy jou eie begeerlikheid bo God se woord plaas. Het Jesus gesê hy gaan terugkom? Het hy gesê hy gaan ons kom haal? Wat van verstaan mense nie. So die beginsel is net omdat jy 'n intellektuele probleem het met die woord, bedoelende van, en dis nou die ding wat baie sy kop uitsteek, want mense wil nou teologies so stry oor die goed. En hulle kry allerhande, weet julle wat is die beste van alles? Ek kry die laaste ruk sulke interessante redenasies, né? Dan dink ek myself, waar krap die ouens hierdie goed uit? Ons in elk geval nie is reg wat hulle sê nie, maar waar krap hulle die goed uit? En dit kom net neer op hierdie een punt van, hulle aanvaar nie God se woord as autoriteit nie. Dis maar net so. En dan sal hy ook sê, die volgende wat hy sê is, waar is die belofte van sy wederkoms? Want alles is dieselfde van die begin af. Jy weet, die gedagte dat Jesus nou sy kinders met die wegraping gaan wegvat, sy volgers gaan met die wegraping gaan wegneem, en dat ons nou nie deur die groot verdrukking moet gaan nie, jy weet, dit is eintlik wat hy daarop sin speel, want alles is soos wat dit is van die begin af. Jy weet, hoekom het hy ons nou kom haal? Wat is die rede daarvoor? Hy gaan ons nie kom haal, ons moet deurgaan, ons moet regmaak, ons moet deurgaan. Weet jy wat is interessant van die nuwe vertaling Bybel? Dat die skrywers van die nuwe vertaling Bybel het nie geglo in die wegraping nie. En hulle het doelbewus die wegraping uitvertaal. Onder andere Lukas 21 vers 36. Gaan lees die twee verse in die ou vertaling en die nuwe vertaling Bybel. Dan sien jy die verskil. In die ou vertaling sê hy dat
dat ons moet ons waardig, hy sê daarom dan, waardig geag word om al die dinge wat kom te ontvlug. Die woord ontvlug in die Grieks, ekfigo, wat beteken weggaan, wegvat, weggevat word. In die nuwe vertaling sê behoue deur te gaan. En oralste wat interessant is, dan sê hulle ja, maar dis dalk 'n vertalingsfoutjie. Nee. Ek het 'n bietjie gaan kyk. Elke plek waar daai woordjie voorkom in die Grieks in die Nuwe Testament, het hulle hom korrek oorvertaal, wat sê weggaan, wegvat. Behalwe Lukas 21 vers 36 waar Jesus praat van die wegraping. So dit is 'n doelbewuste fout wat gemaak is. Hulle het hom doelbewus uitvertaal. Dieselfde met 1 Tessalonisense 4, hulle het hom doelbewus verander. Jy gaan sien as jy daar gaan kyk, die wat gesterf het, gaan by Jesus wees. In die nuwe vertaling sê nee, hy gaan ons na hom toe neem. So hulle is in die graf, hy gaan kom al, hulle is nie in die hemel nie. Sulke tipe goedjies. Weet jy wat so interessant, dat Christene verwag Jesus kom al vir 2000 jaar. En dis een van die argumente, maar hy het nog nie gekom nie en niks het verander nie, so dit gaan nog steeds so wees. Ons gaan nou, en dan sien ek, dan hoor ek boodskap, ons is nou al by die hoeveelste perd wat nou al hardloop en ons is nou al by die hoeveelste seël en ons is nou al by die hoeveelste, en dan my vadertjie tog, ons is nog eers naaste my daar nie. Want moedswillig vergeet hulle. En dan sê, wat hy sê vir hulle duidelik, hulle wandel volgens hulle eie begeerlikhede. Jy sien, hulle idee is eintlik daarop gebaseer, God sal eintlik iets verander of iets anders te doen, of 'n ander plan sal hê as wat hulle nou gedink het hy sal hê nie. Hulle verwag nie eintlik 'n bonatuurlike ingrype nie. En dit is, dan kom, en dan gee Petrus ook weer eens daar in vers 5, gee hy die rede daarvoor. Hy sê, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemel was en 'n aarde wat uit water het, deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan het. Hy sê, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose. Nou, as hy praat van die dag van die oordeel, praat hy nie net van een dag nie. Die dag van die oordeel spreek van die tydperk van God se oordeel oor hierdie aarde. En onder andere, hy sê so, hulle probleem is, hulle vergeet van Noag. Hulle vergeet van die vloed. Hulle vergeet dat daar 'n vloed was. Dat daar 'n vloed plaasgevind het en God het die aarde getref met 'n oordeel, omdat die aarde goddeloos was. En moedswillig vergeet dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan het. Maar die teenswoordige hemel van die aarde is dieselfde woord as 'n skat weggeword en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en verderf van die goddelose mense. Hoekom vir die vuur? Want God het met die vloed gesê, nooit weer sal hy die aarde verwoes met water nie, met 'n vloed nie. So hy gaan dit doen met vuur. En wat interessant is, hulle vergeet dat God sy oordeel uitgegiet het op die aarde. So ek wil eintlik vir jou sê, as jy letterlik glo dat daar 'n letterlike vloed was, en jy glo nie in die wegraping nie, dit kan nie werk nie. Want die vloed is 'n voorbeeld van wat gaan gebeur in die eindtyd. En Noag is 'n voorbeeld wat gaan gebeur met die wegraping. En hierdie baie Christene vergeet dit doelbewus. Jy sien, die les wat ons leer met die vloed is dat sonde nie ongestraf sal verbygaan nie. God gaan sonde oordeel. En Jesus kom en hy verwys, presies, net so wat Petrus nou gesê het, kom Jesus en hy verwys na die vloed. En hy sê vir hulle Matteus 24 daar vers 37 tot 39, hy sê net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Hy sê presies dieselfde. Soos wat dit was met Noag, so sal dit weer wees. Wat sê hy? So wat God die aarde getref het met oordele, so gaan hy die aarde tref met oordele. En dan praat hy dan, sê hy so, want net soos hulle was voor die dae van die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het
voor die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. So, hulle het ook nie verstaan wat Noag probeer sê het nie. Hulle het ook nie verstaan dat God die aarde gaan verwoes nie. Ook nie vir hulle sens gemaak nie. Maar God het dit gedoen. En as ons gaan kyk na die wêreld voor die vloed, wat eintlik hierso sê, is presies soos vandag. Mense gaan dit aan soos normaal. Hulle leef boos, hulle leef vir hulle self, hulle leef vir materialisme, hulle leef vir wêreldse plesier, hulle leef vir al hierdie dinge. En God gaan hierdie wêreld oordeel. En wat interessant is, terwyl God se oordeel uitgegiet was op hierdie aarde, was Noag en sy gesin veilig binne in die ark. Terwyl Noag en sy gesin in die ark was God se oordeel onder hulle gewees, op die aarde gewees. Hulle was veilig in die ark. Wat gaan gebeur met die wegrap? Ons gaan veilig wees, terwyl die oordeel uitgegiet word. So deur die wegrap met te stry, noem jy Jesus 'n leenaar. Die skepper. Wat het interessant is van die groot verdrukking. In 2 Petrus 3 vers 7, hy sê, die teenswoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê, word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. So hierdie wêreld gaan met vuur verwoes word. En dit interessant, Jesus self wat dit gesê het, Petrus wat dit geskryf het, die Heilige Gees hom geïnspireer het, en Jesus se woorde wat gaan gebeur in Openbaring, kom Jesus en hy vertel vir hulle van die 7 seels, die 7 skale en die 7 bassyne. Nou as jy die 7 bassyne en die 7 skaal oordeele gaan lees, raai wat gebeur met hierdie aarde? Swaal, vuur, meteoriete wat die aarde tref, wat verbrand, die see word verbrand, die aarde word verbrand. En terwyl dit gebeur, enige verskil tussen die 2 oordeele gaan net wees die element wat gebruik is. In die eerste oordeel was dit water, die tweede element gaan vuur wees. En terwyl dit alles gebeur, is die wie gereed was veilig in die ark. Jy sien, weet jy wat is interessant? Blaai gou na Openbaring 3 toe. En hierdie wil ek eintlik vir jou sê, ek kan nie verstaan, ek wil eintlik vir almal sê wat die weg bestry, gaan net na die Grieks toe, asseblief. Dan sê jy, verstaan wat hy vir jou probeer sê. God het ons nie bestem tot toren nie. Jy sien, wat het gebeur, en ek gaan nou 'n bietjie praat oor Noag, maar Openbaring 3, daar vers 10, hy praat met die kerk van Philadelphia, maar dis die enigste kerk wat saam met die wegrappe weggaan, is die Philadelphia kerk, né? Maar hoor wat skryf hy vir hulle daar so in Openbaring 3, vanaf vers 10. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Stop ek gou hier. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Wat het Petrus geskryf? God vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is geduldig oor ons. En dan sê hy, en ag die lydsaamheid van die Here. Wat is lydsaamheid? Geduld. So, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, omdat jy getrou was in die tyd wat ek gewag het, wat ek getalm het om te kom, en hier is Jesus se eie woorde, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Nou, wanneer kry hulle die krone? By die bruiloft van die lam, as ons daar is, in die hemel. Nou, hoe kom ons daar? Net presies wat hy die vorige een sê. Hy sê, ek sal jou ook bewaar. Nou, die ark bewaar, Noag, hoe bewaar hy ons? Kom ons gaan kyk gaan nou die Grieks, wat beteken die woord bewaar in die Grieks? En is die woord tereo in die Grieks, die woord tereo. Nou, ek gaan vir julle die definisie lees. Dan hoor jy, dit is 'n hele lang definisie, maar hoor nou wat, dan gaan ek dit vir jou opsom. Nou hoor jy wat sê hy.
Tereo, from, say so, to guard from loss or injury, keeping an eye upon, and thus differing, I say, which is probably to prevent escaping. Dis is iemand wat in 'n gevangenskap gehou is, wat hulle nie kan hulle kan nie ontsnap daarvan af nie. Hulle kan nie uitkom uit daai bewaring uit nie. Okay? Hy gaan verder, hy sê, which implies a fortress or full military lines of apparatus. That is to note a prophecy figuratively to fulfill a command, by implication to detain in custody. So hy sê eintlik hierso vir ons, tereo beteken eintlik, hulle is gearresteer en weggeneem om in veilige bewaring gehou te word. Jy word gearresteer, weggeneem om in veilige bewaring gehou te word. Oh. Jesus sy eie woorde. Ek gaan dit weer vir jou lees wat hy sê, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook tereo arresteer, wegneem en in veilige bewaring gaan hou. In die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So jy is nie op die aarde nie, want hy gaan die bewoners op die aarde op die proef stel, so jy gaan nie op die aarde wees nie. So, nee, daar is mos nie wegrapping nie. Maar dan gaan hy vers 8 en dan 2 Petrus 3 sê, maar laat die een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Hulle vergeet dat God nie in tyd is nie. God se tyd is nie ons tyd nie. Ons tyd is nie God se tyd nie. God is nie in ons tyd nie. Daarom kan hulle dit ook nie verstaan nie, want die Bybel sê ook vir ons kan nie die dag en die uur bepaal nie. Want God is nie in menslike tyd nie. So al die ouens wat veel wil datums koppel. Jesus sê dit ook in Matteus 24 vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Soos in die dae van Noag was, so sal dit wees. Weet jy wat, as jy mooi gaan lees die dae van Noag, dit strek vandat God die oordeel oor die aarde gespreek het, tot en met die vloed gekom het, né? En as jy gelees in Genesis 6, die rede hoekom die Here die vloed gestuur het, het hy gesê, my gees sal nie meer in die mens heers nie, maar sy daar sal wees 120 jaar. Daai generasie, tot met die vloed van daar af tot daar, die Here hulle 120 jaar gegee om reg te kom, om te bekeer. 120 jaar. Hoe lank het Noag in die ark omtrent gebou? Wel, die Bybel sê nie regtig vir ons nie. Hy het nie presies eintlik 120 jaar gebou nie. Ek sal skat meer 70, 80 jaar daar rond, maar die tydperk wat hulle tot bekeer het gehad het om te bekeer was 120 jaar. En wat interessant is, daar is in Genesis 7, ek gaan dit ook sommer vir julle lees. Die Here het hulle 120 jaar gegee om te bekeer. Maar die dag toe die vloed gekom het God self die ark se deur gesluit. Hoor wat hy sê in Genesis 7 vers 15, van al die vlees, van al die lewende gees, waar 'n lewe gees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan, en die wat ingaan het gegaan, as mannetjie en wyfie van alle vlees, as God hom beveel het, en die Here het agter hom toegesluit. Jy sien, Noag kon hy die deur oopmaak daarna nie. Niemand kon ook nie inkom, die Here het hom toegemaak. Glo jy vir my, hoekom het die Here hom gesluit? Want hy het geweet, Noag sal hy die deur oopsluit, sodat nog mense moes inklim as hulle begin skree, as dit te laat was. Maar kyk hierso, hy is gearresteer, hy is weggeneem, veilige bewaring gehou. Niemand gaan daar inkom nie. Niemand gaan daar kan, God het dit toegesluit. Nobody else can enter there.
Wat interessant is, en dit was nou, ek het gistermiddag toe stuur ek vir hom Gys gou 'n boodskap en ek vra toe vir hom nou, hy het vir my 'n bietjie, hoe groot is 50.000 kubieke meter omtrent? En toe het ek 'n hengse sommetjie daar beet en ek is so besig met 'n hengse wetenskaplike eksperiment daar. Maar ek het bietjie gaan research doen. Baie interessante navorsing gekom. Julle 'n bietjie gaan Google 'n bietjie, dan kyk julle 'n bietjie the replica of Noah's Ark in Kentucky in Amerika. Daar's 'n ou wat 'n replika gebou het van die ark, 'n presiese lewensgrootte replika. Volgens die bouplanne, volgens elke ding. Daai ding is massive. Maar in elk geval, hy werk uit op plus minus eintlik 56.000 kubieke meter, maar hy het 3 verdiepings en daai ding is so huge, né? Dat hulle het baie calculations nou gemaak volgens die aantal diere, die spesies diere wat hy gevat het en dat toe God die ark se deur gesluit het, was die ark maar omtrent 1/3 gevul. 2/3 van die ark was omtrent nog leeg. Hoekom sou 2/3 van die ark nog leeg wees? Hoekom? 120 jaar gee God die mensdom kans om te bekeer. En hy bou 'n ark groot genoeg. 8 mense is gered. There was space. More than enough. Maar die mense het nie belang gestel nie. Dit's bietjie sad, dis baie sad. Dat 2/3 van die ark was oop. Die Here het vir hulle plek gereed gemaak. Ek het gegaan om vir julle plek te berei. In my Vader se huis is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê duidelik, ek praat stryd. Ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan het en plek berei het, kom ek weer. En sal julle na my toe neem. As julle kom arresteer en in veilige bewaring gaan hou. Ek wonder hoeveel plek gaan oop wees in die hemel. Soos in die dae van Noag was. Soos die koms van die Seun van die mens ook wees. Hoe groot is die hemel? Hoeveel plek het Jesus gaan voorberei? Hy is al 2000 jaar besig. 120 jaar maar het Noag Jesus 2000, die skepper wat skep het te woord. Hoeveel plek het hy vir ons gaan voorberei? Weet jy, mense worry net oor die mansion wat hy gaan kry. Hulle besef nie eintlik wat Jesus regtig besig is om te doen nie. Hulle worry net oor die mansion in the sky. Hulle soek hulle groot mansion. Maar weet jy hoeveel van die mansions gaan leeg staan? Pleks is die kerk gefokus om hy mansions vol te help kry. Jy sien, die hele beginsel wat Jesus eintlik vir ons daar sê is, hy wil ons beskerm van die groot verdrukking. Hy wil ons beskerm van die groot verdrukking. Weet jy, dat is een van die grootste foute wat hulle maak. Hulle tref nie onderskeid tussen die Jode en tussen die heidene nie. Tussen ons en Israel nie. Israel, toe Jesus gepraat het, byvoorbeeld Matteus 24, een van die skrif wat hulle aanhaal, hy sê, en daardie dae sal die son verduister word, dan sal die seun van die koms, dan sal die seun kom, die seun van die mense in die hemel verskyn, en hy sal kom, dan sal hy nou terugkom, en hulle dan sal hy sien, daar kom hy terug aan die einde van die verdrukking. Dit is Jesus se woorde wat vir die Jode beskryf wanneer hy vir hulle gaan terugkom. Hulle gaan deur die groot verdrukking gaan, hy praat van sy wederkoms.
Hy het nie daar gepraat van die wegraping nie. Jy moet onderskei met wie hy praat. En die beginsel is net, in Openbaring praat Jesus met my en met jou. Met ons almal. Maar daar Matteus 24 het hy met hulle gepraat, met die Jode gepraat. En wat interessant is, hy het gesê, ek kom terug. Jy sien, want Israel verwerp Jesus as die Messias. Dit, as jy Handelinge 15 vers 14 gaan lees, dan sê hy, Simon het gesê hoe God van die begin af 'n volk uit die heidene vir sy naam wil aanneem. En hiermee is die woorde van die profeet ooreen, soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervalle huis van Dawid weer oprig, wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Daai vers praat, daai vervalle huis van Dawid, dis Israel, wat hy gaan herstel. Wanneer gaan dit gebeur? In die groot verdrukking. Wat 2/3 van hulle doodgemaak gaan word, wat 2/3 van Israel uitgewis gaan word, waar 1/3 tot bekering gaan kom. Dis waarvan hy daar praat. Die vervalle hut van Dawid. En dis waarvoor die verdrukking daar is, maar ongelukkig gaan baie kinders van die Here die wegraping mis. As jy nie 'n verwagting het om te gaan nie, gaan jy dit mis. En jy gaan in die groot verdrukking met jou eie bloed moet betaal. Jy gaan ook lees later in Openbaring, dan praat hy van die menigte voor die troon. Dan sê hy, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom. Dis hulle wat agtergebly het, maar hulle het in die verdrukking tot bekering gekom. Maar hulle moes met hulle eie bloed betaal het. Die Here wil jou dit spaar. Hy wil jou dit spaar. Jy sien, maar Jesus sê hy sal terugkom, soos 'n dief in die nag. Mag of my opdaal Matteus 25, ek gaan afsluit met hierdie gedeelte. Matteus 25. Gaan doen 'n bietjie julle huiswerk, gaan doen 'n bietjie research oor 'n antique Galilean wedding ceremony. Of 'n ancient Galilean wedding ceremony. Dan gaan kyk julle 'n bietjie. En Jesus beskryf hierdie, en raai wat, hy was 'n Galileër. Hy praat met sy mense. En hy verduidelik hulle die volgende. En hulle weet presies wat hy bedoel. Want hoekom? Hulle is Jode soos hy. Hulle weet presies wat hy bedoel het. Hy sê, vers 1, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Die wat dwaas was sê aan die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal hy genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. Kyk hierso, hulle het saam met hom gegaan na die bruilof. Hy het hulle gearresteer en weggevat, né? Na die bruilof hy het gegaan. En die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Kyk wat gebeur. So, hulle is weg met die wegraping. Net soos die ark. Later toe kom die ander maagde ook, dis hulle wat in die groot verdrukking gaan deurgaan. En hulle het toe nou olie gekry, waar? In daai tydperk. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Hulle het ook saamgegaan en so intoe. Maar hy antwoord sê, verwaar, ek ken julle nie. Waak dan, dat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Jy gaan nie saamgaan met die wegraping as jy nie verwag nie. Almal het my al gevra, wat van die mense wat nie glo in die wegraping, gaan hulle saam? Nee, jy gaan nie. Die duiwel ry op jou skouer, man. Hy wil vir jou lieg. Hy's 'n leenaar, hy's die vader van die leuns. Die duiwel wil jou verblind vir die waarheid. Hy het dit gedoen met Adam en Eva in die tuin en hy doen dit nog steeds. Die Bybel is duidelik. Jesus sê, ek kom soos 'n dief in die nag. Wat beteken dit? Hy beteken nie, hy gaan iemand, want as jy ooit iemand praat van, daar sê jy geheime weg,
praat nêrens in die Bybel van 'n geheime wegraping nie. Dit gaan beslis nie 'n geheim wees nie. Hy kom soos 'n dief in die nag, beteken jy weet nie wanneer 'n dief gaan inbreek nie. Jy dink of jy slaap lekker as jy wakker word, dan staan hy daar in jou huis. En dis presies die beskrywing wat hy gee. Die vraag is net vanmôre, ek het sê wat gebeur met die belofte van sy wederkoms? Kan ek jou sê die belofte is nog steeds daar. Nothing happened to it. Die vraag eintlik moet wees, sit jy in die kring van die spotters wat vra wat geword het van die belofte, of wag jy op die vervulling van die belofte? Dis eintlik die vraag wat jy moet vra. Moenie so dwaas wees nie. Moenie laat mense jou van jou prys beroof nie. En sê want hulle wandel volgens hulle eie begeerlikhede. Hulle eie gesindheid, hulle eie oortuigings. Want moetswillig vergeet hulle. Hulle verdraai die skrifte tot hulle eie verderf, sê hy. Hou jy vas. Hoor wat hy sê, en hy gaan weer geniet daai stukkie lees wat hy gepraat het in Openbaring. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. Om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gehou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Jy gaan 'n kroon ontvang as jy Jesus verwag. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Dankie Here dat u woord 'n antwoord vir ons vir alles. En die woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. En ek wil bid Here dat ons staande sal bly in die tyd waarin ons leef. Dat daar soveel aanslae wat geloods word op die wegraping en op u woord, Here. Wil ek bid Here dat ons wat vashou aan die woord en ons in bewaring sal hou, dat niemand ons van ons prys sal beroof nie. Here, ons loof en ons eer dat die woord die waarheid is. En ons gee aan die vanmôre al die lof, al die eer. Heilige Gees sal u die napreker wees van hierdie woord. Seën en salf dit in ons harte vanmôre. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.